En Here, dis die uitroep van ons harte vanoggend, Here. Come Jesus, come, Here. Dis ons hartsbegeerte, Here. Kom Jesus, kom. En ek bid, Here, dat ons vandag sal seker maak as ons uitroep, come Jesus, come, dat ons gereed is as U ons kom haal, Here. Vandag, Here, dat ons vandag, nou Here, hier waar ons staan of sit, my God, dat ons sal weet dat ek is gereed as Jesus nou kom, as hy nou kom om ons te kom haal. Ek bid werklik, Here, skuur ons harte oop, Here. En Here, U ken vanoggend my hart, Here. My hart skeur, Here, vir verlorenes, Here. En wat moet ek doen, Here? Ek moet bid, Here. Ek moet bid, my God, dat mense wat in die duisternis is, die lig sal sien. En ons roep dit vandag uit, Here, na 'n verlore wêreld daar buite, my God. Come Jesus, come, Here. Come Jesus, come, Here. En dat ons nooit, Here, sal spyt wees wanneer U mag kom, nie, Here. Dat ons met opgewondenheid sal staan en kyk, my God, hoe U kom om ons te kom haal, Here. Dat ons hande sal uitstrek, Here. Dat ons sal uitskree, halleluja, halleluja, hy het gekom om ons te kom haal. And I am ready so that He can receive me. So ek bid, Here, wat vandag ook nog hier in ons harte broei, my God, wat nog tussen ons en U mag staan, Here, wat ons die bus kan laat mis, Here, dat ons sal deel met dit vandag, Here. Dat ons werklik met dit sal deel, Here. Wat dit ook al, Here, elkeen soos ons hier staan of sit, weet my God, wat is vandag nog in my hart wat nie reg is nie. En kom tik ons op die skouer of skiet ons op die oor, Here, en kom, Here, bring ons by 'n punt, Here, dat ons op ons knieë voor U sal kom en kom bely. Dat ons kom bely, Here, Jesus Christus is die enigste weg, die waarheid en die lewe, en niemand sal na die Vader toe kom behalwe deur hom, nie, Here. Nie my hoë ouderdom, nie, Here, nie my jarelange se kerkgang, nie, Here, nie my elke dag se bid, nie, Here, nie my elke dag se Bybel lees, nie, Here, nie hier 'n papiertjie uitgee, nie daar, nie, Here, niks, Here, gaan my red as my saak met U nie reg is, nie, Here. So ek bid, Here, vir 'n ware ontmoeting met U vandag, my God. In Jesus se naam. Amen. Amen. Doesn't my brother, you speak it. You speak it into existence. Ons is vandag by Lukas 15. Nou Lukas 15 is daar's 'n paar gelykenisse in waarvan ons 2 na gaan kyk. En ek wil vir jou vra, jy kan dalk vir jouself dink, hoekom sal Jesus nou so eenvoudige ou storieetjie vir my kom vertel? God wil 'n verhouding met hom vir jou so eenvoudig as moontlik kom maak. No rocket science, niks 10-punt plannetjies en goedjies wat moet afgetik word nie. 'n Dood eenvoudig op jou knieë, Here, vergewe my, ek is 'n sondaar. Ek is 'n sondaar en ek neem Jesus Christus aan tot my redding. Tot my redding. So Lukas 15 vers 1 tot 4 uit die 83 vertaling. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hoor nou, die tollenaars en die sondaars, die ouens wat aan die verkeerde kant van die dorp bly. Hulle het gekom om na Jesus te kom luister. Hulle het gekom en kom sit by sy voete. Hierteen het die Fariseërs en die skrifgeleerders
beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Nee, my koppie tee nie, kom sit jy langs my in die kerk. Nee, hy is in my klas nie. Ek kyk hier van bo af vir 'n bietjie. Jy kan dalk al buite by die deur sit en ons gaan 'n speaker, daar's moenie in die kerk. Ek dink dit is gepas nie. Is dit nie ek en jy nie? Is ek en jy nie op daai moenie my comfort zone kom ruk nie. En dan in vers 3, toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. Daai skaapwagter waag dit om 99 van sy skape te laat staan, om vir jou te kom soek, om vir jou te kom soek, om vir my te kom soek. Hy vertrou daai ander 99 gaan okay wees. Ek moet daai een wat verlore is, moet ek gaan soek. En dan daai verhaal gaan verder mos aan. En as hy daai skaap gekry het, dan nooi hy mense om saam met hom te kom vier, want ek het my verlore skaap opgespoor. Hy's in die kraal. Hy's in die kraal. Die Here is die God van tweede kansse. Die Here is die God van tweede kansse en hy sal nooit maak wat ek en jy baie keer maak. Baie keer doen ons, as jy my pad gekruis het, ek is nie kwaad vir jou nie, maar ek gaan ook nie met jou meng. As jy my pad gekruis het, hoe is dit nou? Ek vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Ek is soos 'n olifant, of die wiel sal draai. Ek vergewe jou, die wiel sal draai hoor. Ek gaan nou nie vir jou sê nie, maar gaan 'n dag kom. Dan gaan 'n dag kom. Al die hel wat jy my so deurgesit het, dan gaan 'n dag kom. Wat daar met jou Nee. Ek wil nie as ek my vrou sê ek is jammer, nou 'n hele relaas van gebeure hoor nie. Nee, aanvaar my jammerte uit die opregte plek van waar dit vandaan kom. En dalk het jy al 'n geskiedenis en jou vrou kan nie jou jammerte so lekker nie, want dalk sê jy nou net jammer om nou, as die popo die fan slaat, is ons almal op ons knie en ons bid man, jy bid hy kind deur matriek, jy het eelt op jou kniekoppe en as hy uit matriek uit is, halleluja, dankie Here, en goodbye Marai. As hy jou gekry het, gaan hy dalk jou bene breek. Hoekom? Dit bring jou op 'n plek van afhanklikheid van God. Dit bring jou op 'n plek van, hy draai jou hier op sy nek. Hoekom? Sodat jy weer sy stem kan leer ken. Jesus sê mos, my skape volg my, want hulle ken my stem. Hulle ken my stem. Hulle wonder nie wie dit is nie, hulle ken my stem. En daarom breek hy daai enetjie se bene. En ek wil volgens jou sê, daai is die moeilike tyd wat jy in jou lewe deurgaan. Dit alle soos hulle sê, all hell break loose. Dis nodig dat jy op jou knieë kom, nie die brandslang afrol en gou die vuur doodspuit en rol hom vas. Jy onthou nie eens om hom af te stof nie. So min gebruik jy hom. En as die popo weer die fan slaat, Here, U is groot, U is God, U is al die regte woorde. Kom, want jy's in 'n hoek gedruk. Jou rug is teen die muur. Daar's nou geen ander uitweg nie. Dis nou net die Here wat my uit hierdie gemors uit kan kom haal. En dan is dit 'n gemors wat ek en jy pretty much self veroorsaak. Ons kom self in daai gemors uit. Want ons is so slim. Ons is mos so geleerd. Ons is so eie wys en ek gaan 'n skrif vir jou aanhaal. Gaan jou wys. So, ons almal begin as klein kindertjies en jy gaan met die boek onder jou arm en jy kan op 'n Sondag 'n chokkertjie, jy kan nie wag om by die kerk te kom nie, want ek gaan van die liewe Jesus leer en die tannie gaan vir my 'n stokkie lekker gee of die tannie gaan vir my 'n sterretjie gee. So en dan
dwing jou ouers jou soms, jy moet op 'n Sondag gaan. Hulle sit dalk in die kar en wag vir jou, maar jy moet daar binne wees want jou naam moet afgetik word. Stop dit. Stop dit. Jy as 'n ouer moet die lewe lei dat jou kind honger om te wil kom. Stop dit. Dan raak hulle 18 mos, kom staan nou hier voor in 'n gebou en hulle gaan op die kampe en ja, ek is bekeerd en wonderlik en meneer vir jou kinders is reg en dan daai aand of whenever oggend en dan sê goodbye my raai. En dan bly jy mos maar van voor af op jou knieë vir jou kinders. Dan gaan daar so 'n full circle en op 'n dag dan gryp God mos daai enetjie vas. God het ons wil vir onsself gegee. Ek kan self besluit, ja, ek gaan daai ene beskinder of daai ene gaan ek doodskiet of daai ene gaan ek 'n stamp gee. Ek het die wil om dit te kan doen. Maar moenie as die pop op die venster nou kom en sê, "Jo Here, help my, hulle gaan my toesluit. Ek gaan tronk toe, Here." En al hierdie dinge. En ek sê nou vir jou, so oneindig groot is God se liefde vir jou. Hy sal 99 los om jou te kom soek. So belangrik is jy vir hom. Ons almal kom ons so soms in ons lewe en dan dink jy, kan iemand nie dalk vir my net vra, "Hallo, hoe gaan dit nie?" Kan iemand nie dalk as jy nou so, ek het party mense op my WhatsApp groep, en dalk het ek groot deel daaraan. En sorry to say het nou vanoggend, maar dit is nou sommer familie. Dan as ek hulle gelukwees met hulle verjaarsdag gesien, ek verlede jaar met die verjaarsdag was my laaste boodskap aan daai mens of sy laaste boodskap aan my. So gaan dit. So nou moet ek ook pas op, jy kan nie dieselfde woorde gebruik nie, want hy gaan ons nou sien. Dit was copy and paste gewees. Ons raak so selfgesentreerd. Ek het so baie om te doen. My lewe is so besig. En wie lei die meeste daaronder? Jou lewensmaat. Hulle lei die ergste. Ek kyk nou so in my vrou se gesig in. So in my vrou se gesig. Want ons raak baie maklik caught up in our own circumstances. En dan wil ek sê, shame, Pierre, man, sies tog, sy het nie simpatie met jou nie. Sy het ook 'n behoefte. Sy het ook 'n klomp goed om te doen. Wat ek maar partykeers ook maar my moutjies kan optrek. Nou, ons het die ander dag daar so 'n gesprekkie gehad, en dan noem sy 'n paar goeters, en nou, dit raak 'n bietjie onstuimig, maar ek dink, duiwel, ek gaan nou nie vatlik, ek gaan nie 'n woord sê nie. Maar ek is so kwaad, die damwal wil nou al breek, maar ek dink, ek gaan nie voor jou huil nie. Ek sal nie. En ek het gesê, nee, dis reg. Maar ek het toe al reeds vroeg daar geplan gehad om nou vandaan kos te maak, amper sy kos te gee. Ja, die duiwel is net 'n wetter op sy beste. En ek maak die aand die kos en ek wat doen ek? Ek sê vir haar, hoor ek maak kos, nie oor wat jy nou gesê het, ek was in elk geval van plan om kos te maak. Vir makerigheid, man, dink jy nie so nie? Vir makerigheid. Jy gaan my nie roele regulate nie, hoor. Dit het my geraak oor wat my vrou eintlik alles doen. Want ek kan silently my kantoor se deur toemaak en dan gaan hulle daar en wanneer ek lus is, dan kom ek uit dan. Of as ek hoor die ketel gaan aan, dan sorg ek dat dit kom. Is dit nie hoe ek en jy as mens is? Is dit nie presies soos wat ek en jy as mens was? Ek dink baie van ons was daar, dalk gaan jy my kan sekondeer, ek dink my kinders kan dit sekondeer. As jou ma ons nou vir gevra het, maak vir my koffie, dan ek is nie lus nie, wil nie. Maar dan moet jy mos nou gaan maak. Ons oudste seun het nou weer daai hou vas op die twee jongeres gehad. Maak my koffie, dan sê hulle nee, dan sê nee, is alright, ek gaan nou onthou, né? Dan hardloop hulle mos nou maar. Want Boeta gaan vir ons onthou. Ek weet nie wat Boeta wou gedoen het, hè? Maar Boeta gaan ons onthou. So dit is die verlore skaap. Nee, God sal
alles in hierdie wêreld tot stilstand bring om jou te kom soek. Hy sal vir jou nooit net daar op die vlakte laat nie. Nooit vir jou sê, hoor ek vergewe jou, maar moenie verder my pad kruis nie. Nee, jy gaan nie daai sê nie. Jy gaan dit so bewerk dat jy net nie daai enigste pad kruis. Dan loop jy wel mos nou in die winkel raak en dan sien jy en dan of jy glip hier by 'n winkel in. Dis ons as mense natuur. Hou daarvan wat ek vanoggend sê of hou nie daarvan nie. Dis die waarheid. En ek glo nie soos ek hier voor hulle vanoggend staan, ek is die enigste unieke mens in hierdie gebou vanoggend wat so optree nie. Ek dink pretty much, as ek nou sê almal, as dit nou nie almal is nie, dan is dit ook baie naby. Die volgende gelykenis is die verlore seun, Lukas 15 vanaf vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaaie hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense wat van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele van die varke. Eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Ek dink vir myself, jy sou ordentlik versinnig weet as jy 'n ou peeltjie of 6 vat. Jy pas mos nou die varke op. Vers 17, toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy het gehardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet, en feesvier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eens 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, teruggekom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. En sê God nie baie keer dieselfde van my en jou nie? Met watter broer assosieer jy die maklikste hier vanoggend? Hier is hierdie verlore seun
En hier is hierdie pligsgetroue slaaf wat by sy pa gebly het. Slaaf sê ek nou in aanhalingstekens, want dit is die pa se seun. Met watter een van hierdie twee identifiseer jy vanoggend? En identifiseer jy dalk met die jongste? Identifiseer jy dalk met die jongste broer? En hierdie is dis 'n bekende gedeelte en ek glo, as dit nie almal is nie, meeste van ons ken die verhaal van die verlore seun. En ons weet hoe die pa te kere gegaan en hy was opgewonde. Hy het die beste, het hy vir daai kind. Hy het nie gesê, goed, gaan daar en gaan pas my vee op nie. Nee, hy het nie. Hy het gesê, slag die kalf, sit vir hom 'n ring aan, trek vir hom skoene aan, gee vir hom die beste wat ek het. Gee vir hom die beste wat ek het. En dis presies wat God met jou en my doen. As ons afgedwaal het en jy kom terug, dan sê hy, sit vir hom 'n ring in sy vinger, die beste klere. Slag die kalf. Ek het hom vet gemaak. En vandag is die dag wat ek hom gaan slag, want jy het teruggekeer na my toe. En jy het teruggekeer na my toe. Slag die kalf, ons gaan fees vier oor hierdie verlore kind van my wat huis toe gekom het. Maar jy moet vanoggend ook erken, dalk vanoggend waar jy sit, ja Here, dalk is ek hierdie verlore seun. Dalk is ek die een wat afgedwaal het. Dalk is ek die een wat op watter ouderdom ook al, na my ouers my so verpes het vir Sondag na Sondag, jy moet gaan, want jy moet 'n sterretjie kry, jy moet 'n tik agter jou naam kry, en toe jy kom besluit vir jouself, hoe gaan jy? Jy het nie regtig tyd vir die Here nie, in jou lewe nie. En jy draai ook jou rug op die Here. Jy besef daar vanoggend soos jy hier sit, Here, werklik, ek het my rug op U gedraai. Kan ek vir jou sê, in daai week van vas en gebed, jou naam is mos nou hier in 'n tyd geleef in. En dis geen geheim nie. Om stilte tyd te hou vir my dis 'n uitdaging om daar te kom. Die oomblik as ek daar kan kom, dan vat dit my so pretty much 10 minute om my gedagtes net op te hou dink en dit ophou te hoor van dit ophou te wat ook al. En dan fokus jy. En die oomblik as jy begin fokus, so ek kan net vir jou sê dis 'n metode om stilte tyd te hou. Ja. Wat vir jou, hoe God met jou wil werk. So in daai tyd dan is ek mos nou besig en so aan en dan gaan jy. Hoekom gaan jy? Want niemand gaan eintlik weet as jy gaan jy sorg net dat jy nie daai tyd in die winkels is of 'n telefoonoproep antwoord nie of 'n boodskap stuur of niks. En ek kry toe mos nou in daai tyd nou 'n boodskap van iemand ek dink jy wil my uitvang. Want 4 tot 5 moet ek bid en 9 minute oor 4 toe stuur jy vir my 'n WhatsApp. Maar ek gaan nie nou vir jou reageer wat jy wil my uitvang. Maar daai set aside. Man, ek het dood eenvoudig musiek aangesit. Ek het natuurlik nou my kantoor deur toegemaak. Ek het die musiek aangesit en ek het net gewag op die Here. En dan pop daar skrif op en daar was mos sulke riglyne en jy doen dit. En dan het ek plat op die grond gesit en laterand is daar allerlei Bybels hier rondom my. Jy raak so honger. Jy wil lees, wat sê die vertaling? Here, wat sê dit in Engels, Here? Wat sê dit hier, Here? En wat sê dit daar, Here? En ek het 'n pink en 'n geel highlighter en ek begin toe mos nou ook krap in my Bybel. Hierdie is die woord van God. Ja nee, jy hoef nie so alles nie. Dis 'n boek. Dis 'n boek. 'n Ou het gaan uitreik en die mense sê die een ou sê hy wil so graag 'n Bybel hê en hy koop vir hom en ek het al die storie vertel. Hy koop vir hom 'n duur Bybel. Bybels is duur, hoor. Hulle is nogal prysig. Hulle gaan party 600, 900, 1200 rand. Hy koop 'n duur Bybel in 'n leer en hy vat dit saam. En daai ou is so bly. Hy begin daai Bybel hoofstuk vir hoofstuk uitskeer en hy deel dit uit vir
mense rondom hom, want niemand van hulle het 'n Bybel nie. En daai ou staan daar en dink, "Jo, dit was nie my gedagte nie." Nee, dis nie jou plan nie. Laat toe God om sy plan in vervulling te bring. Laat God toe om sy plan in vervulling te bring. En in daai vervolgde lande dan het hulle een bladsy en dis hulle behoud. Daai skrif is daai mense behoud. So ek het daar gesit en ek het die mees amazing tyd met die Here kon spandeer. En nou wil ek vir jou sê, and then life happened. Die week daarna is my naam nêrens op 'n lys nie. Daar's niks dat ek nou in 'n tyd geleef in is. Daar's niemand wat my wil try triek nie. Ek kan winkel toe gaan as ek wil, ek kan rondry net wat ek wil. En dan raak dit weer van voor af 'n uitdaging. Dit raak 'n uitdaging om net daar te kom, want jy het nou net die Bybel oop, jy preek Sondag, jy sal nou 'n slag iets moet kry, of onthou om daai ene, en jy ruk 'n dagboek na en jy skryf net gou neer, en so gaan dit aan. En voor jy jou kom kry, is jy vasgevang in jou ou gewoontes. En jy verlang na daai week, jy verlang baie. En dit bly eintlik maar net jou besluit. Ja, ek gaan dit nou so bly doen, of ek gaan terugval na my ou slegte gewoontes toe. Dis 'n besluit wat jy self neem. Voel jy dat jy weggeskeer het van God, en ek wil jou vanoggend werklik verseker, jy kan dalk weggeskeer voel. Jy sal nooit heeltemal, soos ek 2 stukke lap in 2 stuk, jy sal nooit heeltemal losgeskeer word van God nie. Nooit nie. Daar gaan 'n dag kom, al moet jy as ouer 20 en 30 en hoeveel jare op jou knieë bly en bid vir jou, begin 'n bietjie by jou eie hart. Voor jy so bravaat vir jou kinders se bekering begin bid. Wat wil ek hê, Here? My kind moet gered word, of Here, as hulle nou gered is, gaan ek daarmee 'n baie rustiger lewe hê. Is dit dalk hoekom ons as ouers so konstant bid vir ons kinders se redding, of is ons werklik bekommerd oor ons kinders se siele? Is dit tot my voordeel? Dit gaan definitief tot my voordeel wees as hulle almal die Here voluit kan dien. Halleluja. Kom met 'n opregte hart, asseblief. Kom met 'n opregte hart en moenie hier op die kantlyn staan, Here, ek moet nog eers ophou met dit, Here, en ek moet ophou met dit, Here, en ag, ek doen dit, Here, en jy gaan heel waarskynlik dit nog steeds doen as jy by God gekom het. En hy sal vir jou kom vorm in jou maak. Jy gaan nie nou iets doen dat my vrou se gekerm kan klaar, of my man se gekerm kan ophou nie, of my man is nou die pastoor en ek moet nou elke Sondag kerk toe gaan. My gebed is regtig dat sy nooit so mag voel nie, en dat hulle kom omdat hulle werklik wil kom. Werklik, nie oor, ek gaan nou nie as daai horrige ryde storie, nie oor wie voor in die kerk staan nie, of wie sing nou Sondag. Pretty much elke Sondag dieselfde liedjie wat sing, maar volgende kry ons nou 'n surprise. Ons kry 'n surprise, en in die week het ek 'n gedagte van, kan ons dalk dit probeer? Pastoor, maar Godfrey en Margaret gaan nie daar wees nie. Nie jou gedagtes nie. Nie jy nie, Pierie. Vat jou plannetjies weg. God se gedagtes. Nou kry ek so 'n paar liedere en ek ek weet nie of van die ander predikers of dit net ek is, maar dit voel so vir my, is amper of ek nou so dan staan en inseil, dan weet hulle mos nou, hier kom dit nou weer, of daarom ten minste voor hulle hier inkom. Dan sê ek, as julle kan, ek het nou gedink aan hierdie liedjies, maar moenie verplig voel om dit te sing nie. Nou weet ek weet mos nou wat is die verloop van gebeure. En dan voel dit baie keer vir my, wil jy die Here in 'n boksie druk? Wil jy dalk iets beplan moet gebeur? En dan sê ek, Here, vat vir my weg. Vat vir my weg, Here, en kom doen U wat U wil kom doen. So ek wil regtig vir jou sê, jy sal nooit heeltemal losgeskeer van God nie.
Ek ry die ander dag met iemand na 'n rehabilitasiesentrum om die persoon gaan nou inboek en so en ons kom om die draai van hierdie rehabilitasiesentrum en die persoon vra vir my, hoe kom 'n mens tot hierdie punt? Hoe kom 'n mens tot by hierdie punt? En ek dink by myself, Here, wat gaan ek nou die mens antwoord? Wat gaan ek die mens antwoord? En die Here seën my. En ek sê, weet jy, dit is soos gewig. Ons is mos almal mooi maar, kan nie dink dat ek ooit 'n six-pack gehad het nie, maar ek was so pretty much 20 plus kilos ligter toe ons getroud is. Ek sê, dan tel jy mos 100 gram op of 1 kilogram en ek gaan en dan sit 5 kilos en ek hou die klere want ek gaan nog so maar raak. En jou kas is later so vol want daar's eintlik maar net 3 of 4 stukke wat jy kan dra want die res jy gaan nog. Ek sê en so raak dit al meer en meer tot jy op 'n dag besef jy het 'n probleem. Jy het 'n probleem. Die wêreld het my ingesluk, Here. Die wêreld het my ingesluk en soms moet iemand jou dalk aan jou oor kom vat en sê is nou of dit of daai. Soms rig die Here ook mense rondom ons op en ons wil baie vinnig hulle sê moenie jou neus in my sake indruk nie. Dis die Here wat iemand stuur om jou oor te kom trek, om jou net, jy wil dan nou nie luister nie. Dis die Here wat jou lewe so bewerk, sy perfekte plan vir jou. So jy dink mos alles is reg, ek het alles onder beheer en ek kan nou stop, I'm in control, ek kan. Maar jy lieg vir jouself konstant. Jy's lank jare nie meer in kontrol nie. Jy bly lieg of jy bly skinder of jy bly 'n potlood steel by die werk want my kind het of jy bly 'n uitveertjie of 'n wat ook al, ag dis mos nou maar net 'n klein dingetjie. Of jy vat die R100 by die kassier wat vir jou te veel betaal, jy kom buite en jy sê, "Halleluja, die Here het my gebless, jy het gaan steel." Plain uit, jy het R100 gesteel van daai vrou, want vanaand as hulle goed gaan opkas, moet sy daai R100 inbetaal. Sy moet dit inbetaal. Want al jare terug het my vrou in 'n shopping mall toe kom sy op 'n vrou se handsak in die winkel in 'n trolley wat net so staan. Nou ek kan nie, ek weet nie, miskien is ek net dom, maar ek kan nie dink dat mense hulle handsak met al hulle goeders, en 'n vrou het mos nou maar eintlik baie goed in 'n handsak. Dit is maar nou maar net wat dit is. En dan is sy 2 rye aan, maar hier staan 'n handsak. In daardie geval, my vrou vat toe na die handsak en dan moet ek vir ons ook sê, ons het 3 sulke klein kindertjies, my vrou het opgewerk, en dan is nie die rooste kleur in ons huishouding nie. Maar my vrou gaan gee die handsak in, by sekuriteit, en hulle vat toe haar nommer en, ek het dan bel die vrou nou vir haar. Lang storie kort, en die vrou gee my vrou so groot chocolate koek om te eet. My vrou is mal oor chocolate koek, daai flavor. God sal jou seën vir gehoorsaamheid. Hy gaan jou gehoorsaamheid, gaan hy seën. Hy gaan jou seën. En jy kan nie nou iets doen. Jy kom nou Sondag en jy pak uit koskas vol en jy weet môre gaan ek nou R1 miljoen wen. Nee. Ek het nou Saterdag uitgereik na Paradyspark toe. Die Here gaan my bless. Jy gee sonder om iets te verwag. Asseblief. Jy gee sonder om iets terug te verwag. En kom ons wees eerlik vanoggend, hoeveel van die jongste seuns sien jy vandag in jouself? En dan kom ons by die oudste seun. En dalk het ons 'n prentjie, hy is die American Dream, hy bly by sy pa, hy's getrou, en vir jare het ek dit gelees en gedink, ag Here, kan my kinders nie ook so wees nie. Maar die oudste ene lees ons, hy bly by sy pa.
Hy het nie, hoorie, toe daai kind sy erfporsie opeis, hy kon wetlik gestraf geword het. Dit was die wet van die land. Hy kon wetlik vervolg word. Ek kan nie dink nie, en ek het ook nou na die tyd gedink, miskien is dit so, miskien doen mense dit, ek kan nie dink dat dat ouers nou al, hulle lewe nog, maar nou deel hulle goed tussen hulle kinders. Ek weet nie. Hulle, hoeveel beleggings en alles verdeel, ek weet nie. Ek lees vanoggend toe nou ook 'n baie interessante ding. Ook so 'n fotootjie ding. Hoe nou? Daar's altyd 'n beklei oor erfgeld. Daar's altyd 'n beklei oor erfgeld. Maar daar's nooit 'n beklei oor wie gaan nou na ons ouers kyk nie. Ek is te besig. Nee, ek kan nie bekostig nie. Wanneer ja. Daar's altyd 'n beklei oor erfgeld. En jy gaan 'n traantjie pik natuurlik, gaan jy terug, maar wanneer word daar geld uitbetaal? Hulle prokureur. Sy eksekretariaal te maar eerlik. Erfgeld is 'n peslike ding. Hoor my vanoggend. Jou fokus veral as jy in moeilike, uitdagende finansiële omstandighede is, jy verloor jouself. Jy verloor jouself. Want jy fokus nou, daai 100,000 of miljoen rand, whatever, kan 'n groot verskil nou maak in my huis. Ons bly konstant so dink. Ons wil alles so in ons eie hand, dis myne, ek maak 'n plan. Ek maak 'n plan. Dis waar dit altyd vir gesê toe ons uit die besigheid, dan vra hy vir my, hoeveel geld kort daar vir die besigheid? Dan sal ek toe sê, hy sê, ek maak 'n plan. Dan ry hy so draai en dan kom hy terug, dan het hy 'n plan gemaak. Dit was wie hy is, of wie hy was. Toe ek saam met hom begin, dan kom ek daar nou, sê ek vir hom, en waar is jou aktetas? Hy sê, nee, hierdie checkersak. Daar is 'n magdom papiertjies in, invoices en kwitansies, dit is sy aktetas. Die checkersak, daai groen-blou checkersak. Dit is sy aktetas. Nou, ek kom uit 'n admin agtergrond, alles is maar so, wow. Maar nou ja, hy het altyd, en vir sy vrou dieselfde. Hoeveel het ons nodig? En hy het altyd 'n plan gemaak. Kan ek en jy dalk net 'n bietjie terugstaan en God toelaat om sy plan, wat hy in elk geval vir jou het, om dit in vervulling te laat kom, en 'n bietjie hands-off te gaan. Ons dink nou hy is so goed, en hy, hierdie oudste seun, jammer nou, is die tipiese gelowige. Die tipiese, en ongelukkig, hoe verder ons lees, of hoe dieper ons lees, hoe meer kom ons dinge van hierdie oudste broer agter. En as ons net sien hoe hy reageer, hy vra 'n slaaf, 'n werker, wat gaan nou by die huis aan? Wat gaan by die huis aan? Jou broer het teruggekom en ons gaan fees vier, en onmiddellik is hy in 'n krul ingeruk. Hy is in 'n krul ingeruk. Kom ek en jy dalk op 'n plek in ons lewe, ons kom al jare 20 en 30 en hoeveel jare aan met die Here, en hier kom 'n hier jy wat nou net vir God ontmoet het, en nou iewers kry hy 'n high flyer, some titel by die kerk, hy begin nie eens by die skorrelgoed was, hy is sommer onmiddellik, en dan voel jy, ja, jy sê Here, maar ek kom maar nou al so lank pad. Nee man, slagt hy vetgemaakte kalf, prys die Here, daar het een in die kraal ingekom, halleluja, kom ons hou partytjie, amper sê ek nou 'n ding, hoor, want dit is verskriklike stilte vanoggend hier, maar nou ja, dit word opgeneem, ek gaan dit later vir julle sê as die kameras af is. Dan lees ons, hy was woedend, en hy weier om sy broer te verwelkom. Hy weier om sy broer te verwelkom. Hy wil nie huis ingaan nie. Hy sê nee, hy verwyd sy pa, omdat sy pa dit gedoen het. En hy sê, ek het nog nie eens 'n bokkie gekry om saam met my vriende te partytjie nie. Hy is so stram,
soos 'n donkie wat nie 'n tree vooruit het. Jy kry mos klein kindertjies ook wat daai een het. En dan staan jy nou so een kant en jy dink, "O, as jy my kindjie was, het ek jou nou." Laat dit maar jou kindjie raak. Jy laat dit self toe. Jy laat dit self toe. Ek het matriek geleer, 'n matriek geskryf toe ons my suster se dogtertjie gebore het. Sy lê nou hier voor met bors terwyl ek leer. Maar hoor jy soos die jare aangegaan het, oh man, so was 'n bit much. En ek het al die jare gedink, as jy my kindjie was, het ek jou. En toe kry ek 3 van hulle. Kry 3 van hulle. 3 verskillende persoonlikhede, maar hulle is myne. En ek is excited dat die Here my en my vrou uitgesoek het om daai 3 seuns in die lewe in te bring. Om daai 3 seuns te wys, te leer. Om hulle net die pad te wys. En kan ek gou vir ietsie sê? O, my skoondogter sit ek nou hier. Moenie vir my kwaad wees nie. Maar wys my 'n ouer wat ons het nou die seuns, wat 'n meisiekind by die huis aanbring en sê, daai is nou my seun se trouvrou. Nee jong, ek dink net daai is daar 'n mevrou vir hom nie. Maar een van hulle wat nou vanoggend hier sit, behoed my, ek het later vir my vrou gesê, ons moenie probeer name, ons moenie probeer leer nie, want jy het net daai naam onthou en as dit is, het ek 'n probleem met name. Jy het net die naam onthou en dan poets jy weer aan. Okay. En wat is jou naam? Wat is jou naam? En dan het jy nou net weer 'n naam en dan is dit so. Tot die Here iemand op sy pad gebring het. Tot die Here iemand op sy pad gebring het. God se plan, nie my as 'n ouer se plan nie. En ek glo dogters is nog erger, dink ek. Ek dink dit kan vir my sal dit 'n horror wees om 'n dogter te hê, maar in elk geval, prys die Here, ek het 2 en 'n halwe skoondogters. As ek nou net so 'n bietjie vuur maak. Ek wil hom net so 'n droppie gee, maar in elk geval, ons kom daar is 'n paar verwikkelinge sekerlik. En sal ek en jy ooit op 'n bid vir ons kinders? Nooit nie. Nooit nie. Ons kinders sal nooit fyn wees, as ek dit so kan sê. Hoekom? Want hulle voldoen nie aan my vereistes nie. Hulle voldoen nie aan die bar wat ek geset het nie. God het sy eie plan met elkeen van hulle. En laat God toe. Sê ek, jy moet hands off. Nee, waaragtiglik nie. Nee. Jy moet maar partykeers ingryp. Jy moet maar bel op 'n Saterdag en sê, hoorie, besef jy skryf Maandag bedryfsekonomie matriekeksamen. O ja, ek gaan later kom leer. Man. En die matriekuitslae kom en hy wil nie ek en sy ma moet, julle hoef nie te kom nie. Ek sê nee, ons is daar. Ons is daar. Maar julle sit nie by my nie. Maar wat gebeur daarna? Kom na die tyd na my toe en sê, dankie pappa, dat jy my so op jou knieë gebly het, want ek weet nie, as dit nie vir daai was, weet ek daarom nou nie. Ek weet nie. So daar is 'n fyn balans, wanneer moet jy 'n bietjie terug staan en sê, luister, ek dink dis nou tyd, jy het nou al die vrou, die troue sal gereël, jy sal nou maar jou bankkaart self moet vat, want wat gaan jou vrou dink as jou pa jou finansies hanteer? Man, wil ek en jy nie so ander mense se lewens vir hulle rule en regulate nie. Ek beplan, byvoorbeeld, dis hulle kind, maar ek beplan nou vir haar, sy baba dogtertjie in die gemeente ingekom en ek het 'n plan, hoe sy nou sal wees. Ek kan so 'n paar gevalle in my lewe al noem, wat jy ideale en drome vir ander kinders het. Nie jou kinders nie, jy het dit vir ander mense se kinders. En dan werk dit uit volgens die prentjie wat jy. En dan wil jy nogal 'n bietjie stramnek raak. Yes. Kan jy as pa maar nie kyk nie. Wat gaan met jou aan?
Wat is my verantwoordelikheid teenoor iemand anders se kinders? Maar ek moet op my knieë bly voor God vir hulle. Ek moet plat op my maag lê. Ek moet kerm by die Here. Ek moet uitroep na God. Ek moet uitroep na God. Is dit lekker vir my om te hoor 'n 14-jarige seun rand sy ma aan, hy's so verslaaf aan dwelms, hulle weet nie meer na wat ek. En dan dink ek, Here, wat gaan in die wêreld aan? Wat gaan in die wêreld aan? Maar steeds kan ek nie 'n ander ouer, ek kan nie 'n ouer namens daai ene wees nie. Ek kan nie. Ek moet op my knieë bly en ek moet bly bid. So hierdie oudste broer is nogal, hy is omgekrap. En Jesus vertel hierdie gelykenis, ons onthou julle aan die begin het hy nou gesê. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het beswaar gemaak teen Jesus omdat hy met die tollenaars en die sondaars gemeng en selfs saam met hulle geëet het. Man, hulle lip het gehang. Hulle was nou plein uit bezirk. Hoe kan jy? Hoe kan jy? Okay, nou aandag, hy kom 1 keer 'n jaar kerk toe. Nou, wat maak hom so wonderlik? Prys die Here, hy is vandag in die kerk. Halleluja! Slag hy kalf. Kom ons maak 'n spit. Kom ons maak 'n spit. Kom ons wees joelig. Sit vir hom 'n ring aan, gee vir hom skoene, gee vir hom die beste wat daar is om te gee. Hierdie skrifgeleerdes en die Fariseërs is pretty much soos baie van ons ook dalk soms is, hoor. Ons is goeie kerkgangers, ons ken die woord, maar hoe lyk jou hart? Wat gaan jy binne aan? En ons smaal net so, en ons spier wat tande, en ons druk jou, wat gaan in jou hart aan? Lewe jy alleen? En as jy by die huis kom, is jy eintlik so moeg van voorgee, wat Be yourself, en waardeer 'n ander mens vir wie God hom of haar gemaak het. Waardeer 'n ander mens vir wie God hom of haar gemaak het. Ons is nou naby die einde, Markus 11 vers 25, jy het nie daai skrif nie, ontspan. En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom, dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe. En dis moeilik soms om mense te vergewe vir wat hulle alles aan jou gedoen het. Dis baie, baie moeilik, want ons natuur is terugkry. Al is dit met hierdie tong van my, ek gaan jou kry. Vergewe ander mense ook hulle oortreding, sodat jy vergifnis kan kry. Ek kan nie Sondag na Sondag hier voorkom staan en vir jou kom bedien, maar man, ek het pretty much meer bediening nodig as jy nie. I can't do that. Hoe sê hulle, hierdie mense wat hier voor sy gaan met 'n dubbele maat gemeet word. 'n Dubbele maat gemeet word. Die vraag is sekerlik, met watter broer assosieer jy? Ja, wat moet ons eintlik antwoord? Eintlik, Here, met al twee. Eintlik met al twee. Ons kan, daar kom fases in ons lewe, hoor jy is elke Sondag in die kerk. Elke Sondag in die kerk, jy is daar. Dan raak dit dalk winter, of wat ook al gebeur, of jou lewe raak so besig. En dan sê jy vir jouself, nee, ek het dit onder beheer. Ek het dit onder beheer, dit is so. Maar as jy regtig, en ek veralgemeen nie, asseblief nie, moenie my verbatim kom aanhaal en sê, jy het so gesê, mos dit sê ek nie. Ons almal het in hierdie lewe uitdagings en omstandighede wat maak dat jy nie op 'n Sondag in die kerk kan wees nie. Asseblief. En mag niemand ooit durf waag agter jou rug skinder. Hy was ook 'n slag in die kerk nie. Stop dit. Stop dit in die naam van Jesus. Stop dit. Mense kom by daai deur in en ons weet nie wat aan die ander kant van daai deur in hulle lewe, want ons sien hulle een keer 'n week. Ons sien 'n aktrise of wat ook al op 'n sê net maar op die TV. En sy het so 'n oulike persoonlikheid.
Alraai. En dan kom jy in real life en jy kom nou in haar ruimte in. En dan wil sy jou attack met haar mond want dis haar privaatheid. En vir my kom sê, hy maar sy het so 'n mooi persoonlikheid. Jy ken nie daai mens nie. Jy ken hom nie. Ons ken nie mekaar nie. Ons gaan al 60 jaar lank mekaar miskien elke Sondag in die kerk al gesien het. Ons ken nie mekaar nie. Ons ken nie mekaar nie. Ons moet wel bly bid vir mekaar. Dit is wat ons moet doen. Ons moet bly bid vir mekaar. Ons kan maar dink ons is okay. Ons is naby die Here, maar intussen leef ons dieselfde gesindheid as die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Ons leef met dieselfde gesindheid as die Fariseërs en die skrifgeleerdes. En dan fast forward ons hier na die einde toe. Jesus is heeltemal, die Here is heeltemal anders as ons. Hy is verrassend. Hy kan jou op die mees onmoontlikste plekke dan kom verras God vir jou. En hy just arrived. Gaan ek skrik aan een kant staan? Gaan ek sê, yes, Here, hier is ek. Vat my. Gooi my om, laat ek die naam uitskree, whatever ook al met my mag gebeur. Maar mag jy nooit 'n bespotting in die oë van die almagtige God